Ons gaan bietjie kyk na Excel en ons gaan bietjie met verskillende werkblaaie werk. Nou die leer wat ons oopmaak noem ons 'n werkboek en elke bladsy binne in ons werkboek noem ons 'n werkblad. Nou hier het ons 3 werkblaaie en om dit makliker te maak om te weet wat op elke bladsy is, gaan ons hulle herbenoem. Nou ons kan op die naam van die eerste bladsy klik en dan regs klik en dan sê rename en dan gee ons hom sy nuwe naam wat toepaslik is en dit is maandag vir graad 10 die eerste sessie en dan werkblad 2 is graad 12 vir die tweede sessie op 'n woensdag. In plaas daarvan om regs te klik, kan ons ook sommer net dubbel klik op die werkblad se naam en om dan gaan verander na graad 12 woensdag tweede sessie. En dan dieselfde met die laaste ene, dit is graad 11 maandag die tweede sessie. En daar is dit nou maklik om te weet watter ene behoort aan watter graad. Nou ek wil graag 'n nuwe werkblad insit vir graad 10 vir maandag vir die tweede sessie of woensdag vir die eerste sessie. So ek kan nou sê regsklik hierso en sê insert en dan kan ek 'n nuwe werkblad insit, worksheet en dan 'n nuwe werkblad. Maar ek wil graag hierdie uitleg wil behou en ek soek ook die inligting daar. So dit is nie 'n goeie oplossing om 'n nuwe werkblad in te sit nie. So ek klik regs op sheet 1 en ek sê delete. Dan gaan ek eerder hierdie een wat reeds geformateer is en reeds al die besonderhede op het, klik ek regs op hom en ek sê move or copy en ek sê create a copy en OK. Dan gee dit vir my nou, dit is maandag die eerste met die tweede werkblad, maar hy moet woensdag wees. So ons herbenoem hom na maandag, woensdag die eerste sessie. En dan kan ons nou hier veranderinge aan gaan bring en sê dat dit van 13:45 is tot 15:45. En dan bly al hierdie besonderhede dieselfde en hulle huidige punte bly dieselfde, die ledegeld bly dieselfde. So dat ons net kan seker maak vir wie gaan almal op 'n woensdag na die wiskunde klas toe. Nou is my goed 'n bietjie de mekaar. So ek wil hulle regs skuif. Ek wil hulle in volgorde skuif. So maandag se eerste sessie is eerste. So ek klik en ek trek hom net na die regte plek toe. Let op as ek hom klik, dan gee hy vir my 'n pyltjie daarso en dan kan ek hom net trek tot waar die pyltjie vir my gee en dan skuif hy die bladsy. Nou, ons kan ook die kleur van die tabs verander en die regste klik en dan tab color en dan verander ons die kleur. Nou solank as wat hierdie werkblad aktief is, gaan die kleur so lyk. Wanneer hy nie meer aktief is nie, dan gee hy hom 'n soliede kleur. Nou ek kan almal se kleur gelyktydig verander as ek hulle dieselfde kleur wil hê en deur op die eerste een te klik, links te klik en dan Ctrl in te hou en op die ander te klik, dan klik ek regs en ek sê tab color en ek verander die kleur. Maar ek kan eintlik graad 11 'n ander kleur maak en oepsie nee, dit is nie wat ek wou gehad het nie.
graad L wil ek 'n ander kleur hê, en graad 12 wil ek ook 'n ander kleur hê, sodat dit hulle bietjie uitstaan om te wys dit is verskillende grade. En dan kan ek ook sê nou maar ek wil vir graad 12 sy eie werkboek maak, dan klik ek regs op die graad 12 tab, ek sê move or copy, en ek sê create a copy, maar ek wil hom nie in hierdie werkboek hê nie, ek soek 'n nuwe werkboek, en dan sê ek ok, dan sal hy vir my 'n nuwe werkboek oopmaak, net vir graad 12, en jy sal sien, daar is net een tab, en dit is vir graad 12, en dan kan ek hom gaan stoor. Kom ons kyk bietjie na absolute selfverwysings. Nou, wanneer ek in hierdie werkblad wil ek bereken, wat moet ek vir elkeen van hierdie werkers betaal? Hulle het gewerk tydens die sportbyeenkoms, en hulle kry R10 per uur, wat hulle gewerk het. So, ons gaan hier 'n formule insit, en ons gaan sê, is gelyk aan die aantal ure gewerk, maal met die tarief per uur. Nou, ek wil nie vir elke een, dit kan 'n lys van 200 mense wees, wil ek nie vir elke een 'n formule gaan insit nie, so ek wil dit kopieer, maar die oomblik as ek dit nou gaan kopieer, gaan my tarief per uur verander. Want onthou, kom ons maak 'n toets, onthou as ons kopieer, dan verander ons selfverwysings van die kolomme en die rye. As ons afkopieer, gaan ons rye verander, as ons regs of links kopieer, dan verander ons kolomme. So dit is nie wat ek wil hê nie, so ek gaan weer na my formule toe, en ek moet dan absolute selfverwysings gebruik. Nou ek moet voor die kolom, moet ek die dollarteken insit, wat gaan maak dat my kolom nie sal skuif, maak nie saak watter kant toe ek hom kopieer nie, en voor die 3, wat die ry aandui, moet ek ook 'n dollarteken invoeg. Dit beteken my kolom sal nie verander nie, en my ry sal ook nie verander nie. Wat ek ook kan doen in plaas daarvan om dit in te tik, is deur die F4 sleutel te gebruik. As ek die F4 sleutel die eerste keer 1 keer druk, dan sal hy al 2 dollartekens insit. As ek hom weer druk, gaan hy net voor die ry insit, en as ek hom weer druk, net voor die kolom, en as ek hom weer druk, haal hy dit af, en as ek hom weer druk, dan sal hy vir almal insit. En dan kan ek enter druk, en dan kan ek hom maar kopieer na die ander selle toe. C3 sal altyd vast bly staan. Let op na die formules. Want ons kan ook die formules aan sit, deur hierdie tekenkie undo. Nee, redo. Op die sleutelbord is daar so 'n tekenkie, dit is gewoonlik die knoppie net voor die een op die linkerkantste sleutelbord, en as ek hom gebruik saam met Ctrl, ek hou Ctrl in en ek druk hom, dan sal hy my formules vir my wys in plaas daarvan om die resultaat te wys. En as ek hom weer druk, dan sal hy vir my die totale wys. So dit is baie maklik as jy hom gebruik om seker te maak dat jou absolute selfverwysing korrek gewerk het.